In ons gesels oor aksie, stap in geloof, nie in vrees nie. As 'n mens die nuus so kyk, is dinge rondom die huidige Israel glad nie veel anders as in die destydse wêreld waarvan ons in die Bybel lees nie. Hulle het nog steeds turbulentie, as ek dit so kan stel. Nou, turbulentie verwys na 'n toestand van wanorde, onstabiliteit, groot onrus, en dit in daardie hele gebied. Jare gelede is die boek Jesaja geskryf juis ook in 'n tyd van turbulentie. Die Assiriërs het die noordelike ryk verower en Juda was onder konstante bedreiging deur vyandelike magte. En tog te midde van al hierdie turbulentie bevat Jesaja 12 'n lied van vertroue, 'n lied van lofprysing. Hoor wat sê Jesaja 12 vers 2. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie bang nie. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het my gered. Nou die interessante van hierdie verklaring van geloofsvertroue is dat dit nie 'n kortstondige, eenmalige gedagte is nie. Dis nie net iets vir die oomblik en in die oomblik nie. Die digter herinner, dis 'n manier van lewe. Dis 'n daaglikse, weeklikse, jaarlikse bewuswees dat God altyd die redder, altyd die krag, altyd die beskermer is. En daarom vertrou hy op God en daarom sal hy op God bly vertrou. En dit laat my besef dat ook ons in ons geloofsreis op 'n daaglikse, weeklikse, maandelikse, jaarlikse staptog in geloof is en bly. En dis om te kies nie in te stap in vrees nie. Dis nie soos Petrus wat vir 'n kort oomblik vertrou het en op die water loop en toe hy sien hoe groot die golwe is, toe sink hy nie. Ons geloof is, God as redder kan en sal ons deur al die seisoene van die lewe dra. Ek hou daarvan dat die navorsing deur die sielkundige Fredriksen aandui dat vertroue ons kan help om te stap in geloof. Sy skryf, vertroue as 'n volgehoue emosionele ingesteldheid verbreed ons perspektief en bou sielkundige hulpbronne wat stres en angs teewerk. Deur vertroue te beoefen as 'n daaglikse praktyk eerder as sporadiese reaksie, ontwikkel mense sielkundige veerkragtigheid wat hulle in staat stel om uitdagings te hanteer sonder om deur vrees oorweldig te word. So, stap in geloof, nie in vrees nie. Leef geïnspireerd.